Groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die naam bo elke naam. My naam is Pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis Gemeente in Witbank. En dis vir my weer 'n lekker voorreg om net bietjie te kom gesels rondom die woord van God en die wil van God vir ons lewens. My program se naam dan, kom luister na die hartklop van God. Ek is doodseker dat die boodskappe wat Vader vir my gee om met julle te deel, hetsy dit ietsie is wat ek iewers gehoor het of 'n boekie wat ek gelees het of iemand wat met my ietsie deel, 'n getuienis van iemand. Maak nie saak waar dit vandaan kom nie. Ek weet dit kom van die Here af en ek weet dis 'n boodskap vir jou omdat hy jou baie liefhet. En daarom is dit 'n voorreg vir my om met jou hierdie boodskap te deel. En daarom deel ek graag elke week dit wat ek raak lees of ervaar met julle. So ons het verlede week begin gesels rondom die eie ek en ons gaan vandag weer aan met dit. En ek lees nog steeds vir julle voor uit die boekie van Andrew Murray, Die Inwonende Christus. Daar is 'n lewe van vreugde en oorvloed. Dus dan vandag gaan ons weer aan met dit. Ons gaan weer 'n bietjie verder gesels en lees daaroor. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is. Vader, ek wil vir U so baie dankie sê dat U elke week vir my boodskapies gee om met my liewe boeties en sissies daar buite te deel. En dis vir my 'n groot voorreg om vandag weer so te doen. Vader, hier sê ek's net 'n instrument. Gebruik my soos U wil en na U eer, Here. In Jesus kosbare naam. Amen en amen. Om die eie ek prys te gee. Nou ja, dit is seker nie 'n baie maklike ding nie. En dit is sekerlik 'n onderwerp waaroor ons ure en ure kan gesels. 'n Onderwerp wat daar nie 'n einde aan kan wees nie. En ek weet, elkeen van ons stry 'n stryd teen die eie ek soms. Elkeen van ons het 'n eie ek wat kort wil uitspring as ons nie gelukkig is met dinge of met goeders in ons lewens nie. As alles nie altyd na ons eie wil gaan nie, wil ons soms tantrums gooi, wil ons soms ongelukkig raak, wil ons soms, hoe baie sien ons nie dat mense handgemeen raak, aan die beklei gaan, mekaar aanrand, net oor die eie ek, net omdat ek moet tog net wys, ek is altyd reg, of ek is die sterkste, of ek dit en ek dat. Ons sien dit elke dag gebeur, nie net met ons nie, nie net met ander mense nie, maar ook onsself doen hierdie dinge. So geliefdes, ons het bietjie gelees en ons het gelees oor die eie ek, die wortel van die probleem, die geaardheid van die eie ek, die werke van die eie ek. Vandag gaan ons lees hoe om die eie ek prys te gee. Christene bid so dikwels sonder resultate om 'n lewe in Christus, omdat hulle nie bereid is om die eie ek prys te gee nie. Jy vra dalk hoe jy van die eie ek ontslae kan raak.
Jy ken die verhaal van die man wat deur iemand wat sterker as hy was, uit sy huis gesit is en hoe hy later teruggekeer het met 7 geeste wat nog slegter as hy was. Die enigste manier waarop die eie ek uitgegooi en uitgehou kan word, is deur Christus self. As hy nie in ons kom woon nie, sal die eie ek altyd die sterkste wees. Ons weet mos dat die apostel Paulus daardie hemelse gesig gesien en toe 'n doring in die vlees ontvang het, sodat hy homself nie sou verhoog nie, as gevolg van sy menslike natuur, sou hy hom hoog geag het, en as Christus hom nie in die liefde daarvan verlos het nie, sou daardie menslike natuur oorwin het. Jesus Christus kan deur sy goddelike genade verhoed dat die eie ek in ons lewens oorwin. Jesus Christus wil graag in ons harte kom woon en die lewe, ekskuus julle, en lewens op hom alleen nee, ek is nie reg nie. Graag in ons harte kom woon en die lewe in ons word. Hy wil ons leer om hom te volg, om ons harte en lewens op hom alleen te rig, sodat hy vir ewig die lig in en vir ons kan wees. Daar sal ons ook, soos die apostel Paulus kan sê, nou leef ek nie meer nie, maar Christus wat in my leef. Galasiërs 2:20. Hier is die twee waarhede wat saam met geld, wat saam geld. Ek leef nie meer nie en Christus leef in my. Kom ons kyk weer na Petrus. Jesus het gesê dat hy sy eie ek moes prysgee en hom moes volg. Waarheen moes hy volg? Jesus het hom gelei, al het Petrus misluk. Hy het hom na Getsemane gelei en daar het Petrus misluk, want hy het geslaap tot toe hy moes waak en bid. Hy het ook verder gelei na Golgotha, na die plek waar Petrus hom verloon het. Het Christus hom waarlik gelei? Ja, en ons dank God daarvoor. Ons moet onthou dat die Heilige Gees toe nog nie in al sy volheid gekom het nie. Petrus was nog 'n vleeslike mens. Die Gees wou reeds oorwin, maar kon nie, want die vlees was nog in beheer. Wat het Christus nog gedoen? Hy het Petrus verder gelei totdat hy die punt bereik het waar hy gebroke en nederig sy sonde en swakheid uitgesnik het. Jesus het hom by die graf verbygelei, by die opstanding verby, tot by Pinkster. Die Heilige Gees het Christus met sy goddelike lewe aarde toe gekom. Daarom kan ons vandag sê dat Christus in ons leef. Rig jou hart op Christus. Daar is net een manier waarop ons van die eie ek verlos kan word. Ons moet volg waar Christus ons lei, ons harte op hom rig, luister wat hy vir ons wil leer en ons eie self elke dag prys gee, sodat hy vir alle ag jylle, nou het ek weer my plek verloor. Ja, en ons dank God daarvoor. Daar was ons reeds. Hierdie is nou 'n bietjie van 'n glitch, maar vergewe my daarvoor, verskoon my daarvoor. Daar is net een manier waarop ons van die eie ek verlos kan word.
Ons moet volg waar Christus ons lei, ons harte op hom rig, luister wat hy vir ons wil leer en ons eie self elke dag prysgee, sodat hy alles vir en in ons kan wees. Eers dan sal ons die selfverlooning deur die krag van Christus 'n geseënde, heerlike werklikheid word. Geen Christen sal ooit kan sê dat hy geen self, geen eie ek het om te verloon nie. Geen Christen sal ooit kan sê dat dit nie vir hom nodig is om sy eie self te verloon nie. Nee, gemeenskap met die kruis van Christus beteken dat ons nie self elke oomblik van elke dag deur die genade van Christus sal moet verloon en prysgee. Dit is nie moeilik om ooit op aarde volkome vry te wees van die sondige self nie. Ons moet saam met Christus gekruisig word. Ons moet elke oomblik saam met hom leef. Dink nie daaraan dat Christus geen sondige self gehad het nie, maar hom nogtans oorgegee het om te sterf. Daarom het hy in Getsemane gesê, ek is nie daaruit om te maak soos ek wil nie. Johannes 5:30. Hy het daardie sondelas self gegee om te sterf, sodat hy dit weer in 'n verheerlikte vorm van God terug kan ontvang. Kan ons dus verwag om op enige ander manier hemel toe te gaan? Onthou altyd dat Christus gesterf het en begrawe is en dat ons voor hom moet verontmoedig, omdat ons besef hoe sondig en sleg die eie ek in ons is. Ons moet elke sonde in ons lewe, elke tekortkom, elke mislukking voor die deur van die eie ek neerlê en dan vir die Here sê, Here, so lyk ek, dan moet ons Jesus Christus toelaat om ten volle die beheer oor ons lewens te neem en ook met oorgawe glo, dat sy lewe ook ons lewe kan wees. Jy moet vir geen oomblik dink dat dit maklik is om van die eie ek ontslae te raak nie. Dit is baie maklik om bidtend in die gewyde atmosfeer van 'n diens of 'n beduur so 'n oorgawe te maak. Maar daardie oorgawe moet net so ingrypend wees as wat die dood van Christus op Golgotha was. Die krag van sy dood moet elke dag in ons werk. Watter skerp kontras is daar nie tussen die eie geregtigheid, Petrus en Jesus, wat sy wil aan die van die Vader onderwerp het nie. Watter kontras is daar nie tussen Petrus en selfverhooging en die nederigheid van die lam van God nie. Wat 'n kontras is daar tussen die selfvertroue van Petrus en Jesus se diep algehele afhanklikheid, want hy sê duidelik en nederig, ek is nie daarop uit om te maak soos hy wil nie. Ek doen wat my Vader wil hê. Johannes 5:30. Kan ek en jy dit sê, geliefdes? Kan ek en jy sê dat ons doen regtig die wil van ons Vader elke dag in ons lewens? Ons doen dit wat die Here van ons verwag. Hoe baie kere is ons besig met goed, het ons enigsins ooit daai oggend eers stil geraak en gevra, Here, is dit wat U wil hê ek moet doen? Is ek op die plek waar U wil hê ek moet wees? Is ek besig met U wil vir my lewe? Is ek besig om dit te doen wat U wil hê ek moet doen? Want weet jy, geliefdes, so maklik beweeg ons onder die wil van God uit. En so maklik gebeur daar dinge en wat nie sou gebeur het nie, as ons was waar die Here wou hê ons moes wees nie. As ons sou gewees het daar waar hy wil hê ons moet wees, was ons dalk veiliger. Het dit wat gebeur het dalk nie gebeur nie.
En dan is ons so vinnig om te draai en altyd te sê, maar Here, hoekom het U dit toegelaat? Hoekom het die ding of daai ding met my gebeur? Maar dit was nooit in die wil van die Here nie, maar ons het nie eens 'n oomblik bietjie gevat om net te vra, Here, is dit wat U wil hê ek moet doen? Moet ek hierdie pad gaan? En jy weet, geliefdes, ek kan 'n staaltjie vertel wat vandag met my gebeur het. So is daar 'n sekere situasie wat aangaan met 'n mamma en 'n kind, wat vir my verskriklik na in die hart lê en my hart baie, baie seer maak. En ek huil by my man oor dit gisteraand en ek huil by die Here daaroor. En weet jy, vanoggend kry ek 'n boodskap wat gegaan het oor 'n sekere oorlog in die Bybelse tyd waar God gesê het, is nie jou oorlog nie, dis my oorlog. Dis nie jou battle nie, dis my battle. Laat ek dit vir jou fight. Laat ek dit vir jou veg. Ai, ek in my Engels, wat ek so meng. Maar in elk geval, en die persoon wat die boodskap bring, sê vir my, dit is joune vandag. Die Here praat met jou en ek voel hy praat met my, want baie ander dinge het ook gebeur, maar onder andere, ek het net geweet, sy sê, daar's 3 oorloë in jou lewe, en God sê, dis nie jou oorloë nie, hy gaan dit vir jou veg, maar onder andere hierdie een oor hierdie spesifieke kind. En die Here is so amazing. En hy het daai oorlog geveg. En die manier hoe hy dit gedoen het, is deur net 'n ander mamma op die toneel te sit met ook 'n klein kindjie. En hierdie ander mamma wat hierdie klein kindjie help en opbou, en hierdie mamma sien dit toe. En ek glo die Here werk op mysterious ways. En hier het hy weer op 'n mysterious way gewerk. En ek sê net dankie Here, want so weet ek, al hierdie battles sal hy vir my oplos. En net, hy het gesê, staan op en gaan na hierdie battlefield toe, gaan face hierdie oorlog, en ek vertrou op my dat ek dit vir jou sal uitsorteer, en ek wou nie gaan nie, maar ek het opgestaan en ek het gegaan, en die Here het dit gedoen. So, uit myself, uit die eie ek uit, sou ek dit heeltemal opgevoeder het, maar net omdat ek besluit het, ek waag en ek luister vir die Here, en ek laat die Here in my geveg vir my veg, toe het hy dit vir my gedoen. Ek is nie daar om uit om te maak soos ek wil nie. Ek doen wat my Vader wil hê. Johannes 5:30. Ons word daartoe geroep om die lewe van Christus te leef, en hy leef in ons. Maar eers moet iets baie belangriks gebeur. Ons moet eers leer om die eie ek te haat en dit prys te gee. Toe Petrus vir Jesus verloon het hy gesê dat hy hom nie ken nie. Net so moet ons sê dat ons diself nie ken nie, en dat Jesus Christus alles vir ons is. Ons moet ons voor God verootmoedig, as ons dink aan alles wat die eie ek al gedoen het, om Jesus seer te maak en te verloon. Laat ons dus baie opreg bid. Here, stuur asseblief u lig en wys hierdie self, hierdie eie ek, baie duidelik vir ons. Maak tog ons oë oop, sodat ons kan sien wat dit gedoen het, sodat ons kan weet dat dit al is wat ons van u af weghou. Nadat ons so gebid het, moet ons op God wag, moet ons geheel en al vir hom afsonder. Kom, laat ons na God toe gaan,
met die gebed. Here, die eie ek het van 'n engel 'n duiwel gemaak en dit het my voorouders van die paradys af na 'n lewe van duisternis en trane gebring. Die eie ek het my lewe vernietig en was die oorsaak van elke mislukking in my lewe. Wys dit asseblief baie duidelik vir my. Dan vind 'n wonderwerk plaas, sodat die mens uiteindelik kan sê, 'n ander leef vir my en met my, en 'n ander doen alles vir my. Niks minder as dit is goed genoeg nie. Gee jou eie self, jou eie ek prys, sodat dit saam met Jesus kan sterf. Volg hom alleen. Mag hy ons genade gee om die Christuslewe te verstaan, te ontvang en uit te leef. Nou gaan ons oor na hoofstuk 3. Wag op God. Dit is 'n lied van God wat ek werklik verwag. Dit is net hy wat my red. Ek het nou gelees, dit is 'n lied van God. Dit is net van God wat ek werklik verwag. Dit is net hy wat my red. Psalm 62 vers 6. 'n Mens wonder soms of die God wat verhewe is bo alle dinge werklik nader aan ons kan wees as enige iets en enige omstandighede. Het jy al geleer om te leef met die versekering dat God elke oomblik by jou is, dat hy selfs in moeilikste omstandighede nader aan jou as enige iets anders is? Geen kennis van God se woord sal vir ons waarlik van nut kan wees as ons nie 'n antwoord op hierdie vraag probeer vind nie. Hoekom kla ons so baie van God se kinders? Hoekom kla so baie van God se kinders dat hulle omstandighede hulle van God weghou? Dat hulle versoeking, hulle swaar kry, hulle vriende, hulle vyande, enige iets tussen hulle en God staan? Is God dan nie in staat om so van my besit te neem, dat hy nader aan my kan wees as enigiets anders in die hele wêreld nie? Moet dinge soos rykdom of armoede, droefheid of vreugde dan meer mag as God oor my hê? Nee, natuurlik nie. Maar hoekom kla God se kinders dan so dikwels dat hulle omstandighede hulle van hom af weghou? Daar is net een antwoord. Hulle ken nie hulle God nie. Ken ons God? Ons ken nie ons God nie. Dit is die oorsaak van al die probleme en swakhede in God se kerk. Dit is waarom die belofte, ek sal julle God wees, so dikwels opgevolg moet word met die woorde, dan sal julle weet dat ek die Here julle God is. Eksodus 6 vers 7. As ek God ken, nie deur dit wat ek geleer het of uit my verbeelding nie, maar die lewende bewys van God in my hart, dan sal ek ook die wonder van God se goddelike nabyheid ken. Dan sal my God se wonderlike nabyheid my wees, dat ek my hele lewe lank 'n oorwinnaar sal kan wees deur hom wat in my lewe. Is dit nie lewe waarna ons hinker nie? Ons vra weer, waarom God se volk dan nie hulle God ken nie? Die antwoord lê daarin dat hulle enigiets aangryp. Predikers, boodskappe, boeke, gebede, werke, enigiets wat uit die mens voortspruit, in plaas daarvan dat hulle op God wag en bereid is om lank te wag as dit nodig is.
Want slegs as ons op hom wag, sal hy hom aan ons openbaar. Geen boek, geen boodskap en geen werk kan die lig van God, wat ons alles is, aan ons openbaar nie. Dit is wel binne ons bereik, maar die vereiste is dat God hom aan ons moet openbaar. Daarom bid ek dat elke dag in sy hart sal sê, ek wil meer van God hê, ek wil meer hê, en net die mooi waarheid van die Bybel, dit bevestig, dit bevredig my nie. Ek wil God hê. Ons moet in ons Christelike lewe, in ons gebede, in ons kerkie en in ons byeenkomstighede, byeenkomste daartoe kom dat God altyd die eerste plek het. As ons dit aan hom sê, aan hom gee, sal hy dit inneem. Watter seën en krag sal ons ontvang en op watter wonderbaarlike manier sou die lewende God hom aan ons openbaar, as elke oog op hom gefestig is en elke gelowige maar net so sou sê, ek verlang na U, my God, soos 'n wildsbok wat smag na 'n stroompie water. Psalm 42 vers 2. Laat ek met die hulp van my voorbeeld verduidelik wat ek bedoel. Mense wat lesings gee, gebruik dikwels lang wysers of stokke om die plekke waarvan hulle praat op kaarte aan te dui. Beteken dit dat die luisteraars dan na die wyser kyk? Nee, want dit word net gebruik om hulle aandag op die plek op die kaart te vestig. Selfs al is dit dalk 'n baie mooi wyser met 'n goue punt, is dit nie waarna hulle kyk en aandink nie. Hulle wil graag sien wat daardeur vir hulle gewys word en waarop dat hulle aandag vestig. Die Bybel is ook 'n wyser wat ons aandag op God vestig, net so het Jesus Christus, en ek sê dit met groot eerbied, gekom om vir ons die rigting met God te wys, om ons tot hom te bring. Daar is ongelukkig baie mense wat Christus liefhet en in hom glo, maar 'n baie belangrike deel van sy werk miskyk. Hulle het nog nooit geleer wat die volgende skrifgedeelte beteken nie. Onthou hoe Christus gelei het. Hy het ter wille van julle gesterf, sodat hy vir eers en vir altyd vir ons sondes betaal. Hy was onskuldig, maar hy het sy lewe gegee ter wille van ons wat skuldig was, om ons na God toe te bring. Die dood het 'n einde gemaak aan sy aardse lewe, maar die Gees het hom weer lewendig gemaak. 1 Petrus 3 vers 18. Daar is dus 'n verskil tussen die pad na die eindbestemming. Ek mag miskien op 'n baie mooi pad ry en gawe geselskap hê, maar as ek na my huis op pad is, sal die mooi natuurskoon en die gawe geselskap my nie tevrede stel nie, want ek wil graag by die huis kom. Ek wil my eindbestemming bereik. God is veronderstel om die eindbestemming van ons siele te wees. Geliefdes, ek gaan vir jou tot sover lees. Ek dink dit is 'n baie mooi boodskap en ek glo en vertrou dat julle hierdie boodskap ter harte vat, dat jy hierna geluister het en dat jy dit jou eie sal maak. Kom ons sluit die oë. Vader, ons dank U vir hierdie boodskap, Here. Lei ons dan so deur die week en help ons om heel eers na U toe te kom voor ons enige besluite neem. In Jesus kosbare naam. Amen en amen. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Shalom.